Goeiedag, dis 'n voorreg om saam met hierdie woord van die Here oop te maak. Ons bid dat die Heilige Gees ons daarin sal begelei. Ons lees vandag Deuteronomium 30 en daarvan vers 11 tot 20. Die gebod wat ek jou vandag beveel is nie te moeilik vir jou nie. Dis ook nie buite jou bereik nie. Dis nie in die hemel nie, sodat jy hoef te sê, wie sal vir ons opklim hemel toe om die gebod vir ons te gaan haal, om ons dit mee te deel, sodat ons daarvolgens kan lewe nie. Dis ook nie oorkant die see nie, sodat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons oorvaar na die oorkant toe om die gebod te gaan haal en ons dit mee te deel, sodat ons daarvolgens kan lewe nie. Die gebod is baie naby aan jou. Jy kan daaroor praat, jy ken dit. Jy kan daarvolgens lewe. As jy die Here jou God liefhet en sy wil doen deur sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalings wat ek jou vandag gegee het, gehoorsaam, sal jy lewe en baie word en sal die Here jou God jou voorspoedig maak in die land wat jy in besit gaan neem. Maar ek verkondig vandag aan julle, as jy van die Here af wegdraai en hom nie gehoorsaam nie, en as jy jou laat verlei om ander gode te vereer en te dien, sal julle almal omkom. Julle sal nie lank bly woon in die land wat jy in besit gaan neem, sodra jy deur die Jordaan getrek het. En dan veral hierdie vers 19. Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Om die Here jou God lief te hê, hom te gehoorsaam en hom aan te hang, sal vir jou lewe gee en jou land laat woon in die land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het, om aan hulle te gee. Wat bely jy met jou mond, maar ook met jou dade, met jou lewe? Is dit ons belydenis met ons mond, maar ook met ons lewe, dat ons inderdaad die lewe gekies het, en steeds elke dag kies? Is ons belydenis met ons woorde en met ons dade, is ons belydenis dat, ja, ek behoort aan God, ek is syne. Hy het my 'n nuwe lewe gegee. Ek is nie maar net 'n sukkelaar, verlore soldaar, en niks werd, of 'n produk van my omstandighede nie. Ek is 'n koningskind, meer as 'n oorwinnaar. Ek het die ewige lewe. Ek leef met 'n sin en 'n doel groter as ek self en groter as my omstandighede, te midde van 'n stikkende wêreld. Al struikel ek nog en val ek nog in sonde, al is ek nog besig met die groeiproses. Die volk van die Here Israel is op die punt om die beloofde land in te trek. Na hulle woestyntog, na alles wat daar gebeur het, is hulle op die punt om die beloofde land in te trek. En deur hierdie woestyntog het hulle geleer om alleen op God te vertrou. Hulle moet alleen op God vertrou, want hy bepaal en hy red en hy voorsien, so het hulle telkens gesien. Lewe is net by hom te vind. Hy het hulle geleer dat hulle aan hom behoort, dat hulle skepingsdoel is om in verhouding met hom te lewe en iets van hom, God, te wys aan die omliggende nasies. Lewe is by God en in God te vind. Dit het hulle geleer. Dis hulle skepingsdoel. En ons kan dit vergelyk met 'n pen. Ek het hierdie besonderse pen wat ek het. En ek dra hierdie pen saam met my met die doel om elke nou en dan daarmee in my oor te krap. Nee, die skepingsdoel van 'n pen is tog om mee te skryf. En net soos ek en jy gemaak, ons het 'n skepingsdoel, en dis wat Israel geleer het, is om in 'n verhouding met God te wees, hom te vertrou, en iets van hom aan die nasies bekend te maak, om te getuig teenoor die nasies van wie God is. Ons as mense is gemaak om God te verheerlik. Ons is gemaak om met ons hele hart en siel en verstand te kan doen. Dis ons skepingsdoel. Handelinge 17 vers 27 sê, ons is gemaak om hom te soek, ook al sou ons selfs rondtas om hom te vind. Ook vanuit die Nuwe Testamentse perspektief, is dit juis wanneer ek in geloof in Christus, binne 'n verhouding met God staan, dat ek vir hom lewe, en dat ek dan waarlik lewe het. Johannes 10 vers 10 sê, 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Die Here sê, ek het gekom, sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Of in Johannes 14 sê die Here, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Paulus wat bely in Filippense 3, alles is waardeloos, want om Christus te ken oortref alles in waarde.
Ja, deur die sondeval en deur sonde het ons 'n ware lewe inderdaad verloor. Ons het ons verhouding met God verloor. Maar die evangelie, die goeie nuus is Johannes 3 vers 16. So lief het God ons gehad, dat hy sy seun gestuur het, Jesus Christus, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Ware lewe is die feit dat ek inderdaad vrede weer met God kan hê. Dat ek versoening met God kan hê, omdat Christus in my plek daarvoor betaal het. Hy het vir my 'n nuwe lewe gekoop, 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat in hom is, Christus is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Deur geloof kan ek sy genade in Christus omhels en word 'n kind van God, Johannes 1 vers 12. Ek is kosbaar vir hom. Hy is vol vreugde oor my, Sefanja 3 vers 17. 'n Ware lewe is 'n lewe vanuit 'n verhouding met God, vanuit wie ek in Christus is. 'n Ware lewe is 'n lewe vanuit wie ek in Christus is, en nie 'n lewe om iets te probeer word nie. Dis 'n oorvloedlewe. Ja, ware lewe is juist dat ek mag maar oorgee, ek hoef nie alles te beheer nie, want my lewe is nie in my eie hande nie. Ware lewe is om te weet wat ek moet doen, bloot omdat God my lei en God my stuur deur sy woord en deur sy gees. Sy Heilige Gees, as ons in Jesus Christus glo en kinders van God is, dan woon sy Heilige Gees in ons, sê 1 Korintiërs 6. Ware lewe is om kind te wees, kind van hom, God, wat alles in sy hand hou. Ware lewe is om te weet wie ek in Christus is en waarom ek hier is. En so openbaar die Here homself en die ware lewe aan die Israeliete, maar ook aan ons. Dis die Here wat in sy neerbuigende liefde en genade al die dinge aan ons gee. Dis die boodskap van die kruis, dis die evangelie. Maar die vraag is dan, ook vir hulle, waarmee hulle gekonfronteer word, maar ook vir ons deur hierdie gedeelte, hoe reageer ons op hierdie evangelie, hierdie genade, die wete dat God alleen God is, en dat ek hom alleen volkome moet vertrou. Nou, as ons teksverse lees, dan staan daar, ek neem vandag die hemel en aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek aan jou voorgehou. Hulle ken dit. Die Here het hom geopenbaar. Dan staan daar, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. In hierdie verse is daar 'n gebrek aan 'n middeweg. Daar's 'n skreeuende stilte van die moontlikheid oor om halfpad die Here te dien, om so tussenin te wees, om, ja, maar nie eintlik nie. Ja, ek dien die Here, maar eintlik ook maar myself en die wêreld. Dis nie 'n opsie. Hier is die opsie van, jy weet alles hier, kies die lewe. Daar's nie 'n tussenin pad in hierdie vers nie. Daar's lig en daar's duisternis. Daar's lewe en daar's dood. Daar's seën en daar's straf. Dit is amper soos die vark en die hoender sy betrokkenheid by die ontbyt. 'n Hoender is net betrokke. Hy lê 'n eier, en dan, of sy lê 'n eier, en dan gaan rustig, gemaklik voort met haar lewe. Maar 'n vark gee sy lewe. Dis alles of niks om spek op die ontbyttafel te hê. En soms wil ons soos hoenderchristene wees, wat net betrokke is. Ons wil gee, maar eintlik maar net aangaan met ons lewe, ons eie lewe. Nee, dis wanneer ons moet alles oorgee. Dis wat Deuteronomium 30 sê is, kies die lewe, nie halfpad, kies die lewe. En dis wanneer ons die lewe kies, wanneer ons alles oorgee, opgee, volledig die Here dien, dis dan dat ons werklik Christendom en die seën van Christendom beleef. Ons ken Matteus 22 so goed, die Here, jy moet die Here jou God lief hê met hart, siel en verstand. Maar ons moet mooi lees. Sê dit so maklik, maar dis nie net die verstand nie. Dis nie net om te weet en die regte dogma te hê en intellektuele instemming te hê nie. Dis ook met jou hart en siel, met jou hele menswees, met jou wese moet jy die Here dien. En dan baie keer dan mis ons nog hierdie versie, veral in die konteks van nou wat ons gelees het in Deuteronomium 30. Ons mis baie keer hierdie woordjie waar daar staan, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Daar's nie 'n halfpad nie. Ons raak baie keer so gemaklik met 'n opsie wat eintlik nie bestaan nie. Dis so 'n halfpad opsie van, ja, wanneer dit my pas, wanneer ek iets daai kan kry, wanneer dit binne my gemaksone is. Ja, Sondag trap ek vas en ek kom kerk toe, maar in die week daar by die werk en die waaste in die huis, dan is ek 'n hoender van 'n ander veer. Dan gaan dit heeltemal anderster.
Ja, nee, ek sal 'n deeltjie van my tyd en geld gee, maar mens moet nou nie fanaties raak om te sê dat die Here eintlik van al my tyd en geld is nie, en hoe ek dit dan voor hom moet bestuur. Daar is nie 'n halfpad Christendom. Dit is eintlik net nie 'n opsie nie, sê Deuteronomium 30. 'n Lou Christendom is dit waarvan Openbaring 3 praat, waar die Here sê, was jy maar warm of koud, maar nou is jy lou en dan gaan jy uit jou mond uitspoeg. Hy middeweg godsdienst, so halfpad. Dis 'n belangrike deel van my lewe, maar dit is nie alles in my lewe nie. En so tussenin lewe is eintlik maar om te gaan sê, ek so tussenin, ja, ek wil rugby speel, maar elke nou en dan speel ek maar 'n bietjie sokker in hierdie rugby game waarin ek is. Ja, maar eintlik wil ek dit ook. En dink jy wat 'n chaos is dit? Of ek wil rugby speel, ja, maar ek speel net met 7 manne op die veld. Die skrif, Deuteronomium, teksverse, gee nie 'n middeweg nie. Dis radikaal. Dis volledig. Deuteronomium praat van lewe en dood. Hou op, Hanna, hier in die middel. Dis nie waar ware lewe is. En in hierdie ware lewe wat die Here vir ons gee, waarop ons in moet leef, is daar 'n keuses. Ons is baie keer bang vir keuses, né? So asof jy kies en jy moet jou redding bepaal. Ek dink baie keer as ons hoor van jou keuse, dan is ons half onrustig soos 'n olifant wat sy ore flap van iets is nou skeef. En dit is so. Dit hang nie van ons af nie. Ons bepaal nie. Dis waar, dit gaan oor God se genade. Dis die Heilige Gees wat in ons werk. Dis die Here wat ons eerste vasgryp. Ons kan nie goeie dinge bloot uit onsself uit doen. Dit gaan oor, soos die Reformatie gesê het, sola gratia, alleen genade. Dit is so kosbaar, dis die evangelie. Alistair Begg het gesê, op jou slegste dag is jy nie verder van God af nie. En op jou beste dag is jy nie nader aan God. Hoekom? Want dit klink nie logies nie. Maar hoekom is jy op jou slegste dag nie verder van God af en op jou beste dag nie nader aan God nie? Want dit gaan oor God se alles oorweldigende liefde. En God se liefde is volmaak. Dit word nie deur jou verander nie. God se liefde is net daar. En dit is so onverstaanbare, besonderse, fantastiese nuus. Dit gaan oor God se genade. Maar dan juis daaroor gaan ons 100% leef in God se genade. God se genade is bedoel om 100% in te leef. Ons kry dit ook hier in Deuteronomium waar die keuse beklemtoon word, maar ons kry dit op ander plekke ook. Daar was staan Handelinge 16 sê, glo en jy sal gered word. Jy moet glo en jy sal gered word. Jy moet die Here aanneem, Johannes 1 vers 12. Of die gebod, die opdrag van in Johannes 3 vers 23, die opdrag wat God gee, jy moet glo. Of Filippense 2 stel dit so mooi by mekaar, die ou vertaling vertaal dit met, werk julle eie heil uit, met vrees en bewering. Want dis God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Werk jou eie heil uit. Jy moet kies, jy moet doen, want dis God wat doen. Inbegrepe in hierdie pad wat God met ons loop, is die keuses wat ek en jy moet maak, en voortdurend moet maak, ook vandag. In vers 2 en vers 6 en vers 10 van hierdie hoofstuk wat ons gelees het, word gepraat van hart en siel. Meer letterlik met jou hele hart en met jou hele siel. Dit is nie 'n ligtelike keuse nie. Dit is nie bloot 'n emosionele of, soos net ook gesê het, 'n rasionele keuse. Dit is met jou hele wese in antwoord, eenmalig voor die Here, om in 'n verhouding met die Here te wees, maar ook daagliks, om 100% te lewe in hierdie lewe wat die Here vir ons gee. In hierdie gedeelte openbaar ook verder, dit gaan oor vandag. 4 keer word daar in hierdie gedeelte herhaal, vandag is 'n dringendheid. Ons wil baie keer ons so uitstel om te sê, ja, ek verkoop my hele lewe, ek gee my hele lewe. Sê Here, dis 'n dankoffer aan U, want U het gegee, U het my oorweldig met U liefde, maar ek gee sonder reserve. Ons wil baie keer so half uitstel. So baie keer as mense in geestelike gesprekke is, dan sê ja, ek gaan, dis meestal toekomsplanne. Ja, ek gaan as dinge vir my rustiger is, of as dinge vir my duideliker is. Baie keer sê mense ook, ja, alles is nog nie vir my helder duidelik nie, nou los ek maar, gebruik dit as 'n verskoning om nie radikaal vir die Here te lewe nie. Nou natuurlik moet ons verstaan en weet waaroor die evangelie gaan, maar daar kom 'n punt
soos hier in hierdie gedeelte en hoe dit u geopenbaar word, dat jy weet wat dit is, dat dit naby aan jou hart is, dat jy dit ken, jy kan daaroor praat, soos in vers 11 tot 14 dit die geval was. Jy lees daar dat die Here het hulle, dit is geopenbaar aan hulle, dis naby aan hulle ken dit, hulle weet dit. Nou kom daar 'n punt waar jy weet, jy moet reageer. Want die Here sê, hy het vir ons die lewe en die dood voorgehou, ook vir ons. Dan weet ons, ook ons weet waaroor die evangelie gaan. Ons weet wat is lewe en dood. En as jy weet waaroor het gaan, dan is daar 'n dringendheid om te reageer en volledig oor te gee en in die volheid daarvan te lewe. Om nie vandag daai keuse te maak, die Here alles. Om dit nie te maak nie, is eintlik 'n keuse. Om weer eens uit te stel, is eintlik 'n keuse. Ons laat toe dat die dringende en die gejaag van hierdie wêreld, ek weet nog nie alles nie, dat dit die wesenlike keuses en die volheid lewe vir die Here op die agtergrond skuif. Ons is so besig met alles, dat hierdie alles verhouding met die Here heeltyd vir ons 'n toekomsplan is. As ons eendag weer daarby uitkom, as ons net eers hierdie groot ding verby het, as hierdie krisis net eers hanteer is. Maar ook, op 'n manier is elke dag 'n vandag. Ons moet 'n kwaliteitsbesluit neem om die Here te dien, oor te gee en die genade van die Here te omhels, maar ons moet ook inderdaad elke dag as kind van God keuses maak, hoe jy leef elke dag as kind van God. Groei en aanpassing in jou denke onder leiding van die Gees, al hoe meer kennis onder leiding van die Gees deur die woord, veranderde gedrag en gesindhede, omdat ons kinders van God is. Die regte prioriteite moet in elke dag se keuses en gehoorsaamheid aan die Here praktyk word. Ongelukkig word hierdie dinge so dikwels langtermyn doelwitte. En ja, ons wil nog. En baie keer 'n jaar later kom ons agter ons is nog besig met dieselfde goed, dieselfde gesindhede leef nog in ons hart. As jy nie vandag keuses maak en tyd maak om hierdie keuses regtig toe te eien en te implementeer, dan gaan jy jouself vind dat jy volgende jaar nog by dieselfde geestelike graspol is as waar jy hierdie vandag is. Dan is jy oor 'n jaar maar net waar jy vandag is. Maar hierdie dinge, om die volheid van die Here te sien en te omhels en te leef, beteken, dit gaan die praktyk van jou lewe verander. Dit gaan inderdaad om 'n ander lewe te leef. Gehoorsaamheid aan God word in hierdie gedeelte 5 keer beklemtoon, vers 2, vers 8, vers 9, vers 16, vers 20. Liefde tot God word 3 maal beklemtoon, vers 6, 16, vers 20, en liefde tot God bestaan daarin, so sê 1 Johannes 5, vers 3, dat ons die Here sal gehoorsaam. Dit gaan dus oor om te verstaan wat ek het, maar dit uit te leef in gehoorsaamheid aan God. Hierdie gedeelte volg ook na die wetgewing van die Here op die berg Sinai, wat ons nou kry in Deuteronomium 5. In Deuteronomium word daar ook verskillende aspekte van die lewe bespreek en hoe God se wil in elke situasie is, en dit word duidelik gemaak. En dan telkens word ook die gevolge uitgespel van as jy kwaad doen en doen wat teen God se wil is, dan is daar ook doodsheid en straf, en wanneer jy die Here se wil doen, is daar seën in jou lewe. Ware lewe word prakties omskryf. Maar dit moet oorgaan in dade. En as ons wil vra wat se dade moet ons doen, dan ja, dit is maar soos met enige ding wat as jy 'n ding koop, is daar 'n handleiding. En ons het ook 'n mens handleiding. Openbaring van God is ook vir ons 'n handleiding van hoe God wil dat ons moet lewe. Dis die Bybel. Hier vind ons lewensaanwysings waarin ons moet leef as kinders van God. Natuurlik nie uit ons eie krag nie, maar in Christus wat ons vrygekoop het, wat die dood oorwin het en deur wie ons tot alles in staat is, sê Filippense 3 vers 13. Nie ons eie krag nie, deur die Heilige Gees wat hierdie nuwe lewe in ons, wat ons lei in hierdie nuwe lewe. Ons lees in 2 Korintiërs 3 vers 18, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig al weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Nie uit eie krag nie uit ek nie, maar ek leef in dit deur die krag van die Heilige Gees en deur die oorwinning van die Here Jesus Christus. In vers 6 van Deuteronomium 30, dan lees ons ook dat die Here sal die mens aan hom toewy. Letterlik staan daar, kan vertaal word, die Here sal hulle harte besny.
So verandering, ons moet gehoorsaam, ons moet verander. Maar is deur die werking van die Gees, deur gehoorsaamheid aan die Gees, deur die woord. Om voluit kind van God te wees, raak die praktyk van jou en my lewe. As ons as kinders van God leef, dan leef ons anders. Ons sal op 'n ander manier beroepskeuses maak. Ons sal met 'n dringendheid konflik oplos, wat daar dalk mag wees tussen ons en wie ook al rondom ons is. Ons sal kies, omdat ons kinders van God is, om uit te reik na hulle wat in nood is, en nie maar bly binne ons eie gemaksone wat ons vir onsself skep, waar nood net 'n konsep is sonder 'n naam of 'n gesig. As kinders van God sal ons die regte prioriteite stel en ons werksprogram volgens God se wil inrig. Ons gaan nie maar net 'n rot van die rotresies bly nie, maar ons gaan as ons as geroepene van God binne hierdie wêreld funksioneer. As kind van God gaan ons lewenspraktyk anders te wees. Ons kies om die koninkryk eers te stel in ons geldbesteding, in ons tydbesteding. En tyd is deesdae soveel meer kosbaar as geld. Ons kies om God al hoe meer te leer ken deur die Bybel te leer ken. Nie maar te bly by die verskoning van 'n gejaagde wêreld en ek het nie tyd vir stilte tyd en Bybelstudie nie. Ons gaan kies om die Here deur ons werk en deur ons studies te verheerlik. My bes te doen. Nie net te maak asof dit nou maar iets apart is wat die Here niks oor sê nie. Waar ek beweeg as kind van God, daar gebruik die Here my. Dis hoe ons anders gaan werk, anders gaan studeer as iemand wat nie die Here ken. Ons gaan kies as kinders van God om mekaar te bedien binne 'n klein groep of ander strukture, om regtig mekaar op te bou, want dit is God se plan, dis God se wil. En ons skuil nie meer agter grense of maskers, soos of ons bedoel is om op ons eie reg te kom nie. Deuteronomium is 'n oproep tot 'n keuse wat oorgaan in gehoorsaamheid en dade. Jakobus 2 vers 26 sê ook, geloof wat nie tot dade toe oorgaan nie, is dood soos 'n liggaam wat nie asemhaal. Die volheid van Christendom word beleef deur 'n voluit lewe as Christen. Mag ons opnuut die genade van die Here sien, die liefde in Christus. Mag ons opnuut besef wat Christus alles vir ons gegee het, dat hy sy lewe gegee het, sodat ons 'n volheidslewe in die arms van God kan leef. Mag ons nie tevrede wees met minder as die volheid van God se genade wat hy vir ons gee nie, deurdat ons leef, kies en doen die volheid van God se genade. John Piper praat van Christelike hedonisme. Nou hedonisme het eintlik 'n negatiewe konnotasie, want baie keer die manier hoe dit gebruik word is in 'n wêreldse sin van geniet net die partytjies en die pret en die dinge wat daar is. Sommige filosofe praat dan van hedonisme as gemoedsrus, wysheid en eenvoudige lewe, maar John Piper praat van 'n Christelike hedonisme. Om so te jaag om God se genade te geniet, daarin te leef, om die volheid daarvan te ervaar. Dis wat dit bedoel is. God se genade is bedoel om 100% te omhels, maar 100% in te leef, sodat jy die God se vaderskap, God se genade, God se liefde regtig ook kan geniet. En mag ons dan daardie genade opnuut omhels. Mag ons kies en mag ons leef om in God se genade te leef, om sonder reserve God te vertrou, dat ons genade sal leef wat oorgaan in dade waardeur God verheerlik word en waardeur die wêreld tot bekering geroep word. Christendom 100% genade, om 'n 100% verlossing te verkry, sodat ons 100% vir God kan lewe. Mag dit waar wees in jou en in my lewe. Kom ons bid saam. Onse Vader, so die basiese van die waarheid van u genade en evangelie. Opnuut word ons oorweldig daardeur. Opnuut besef ons net, Here, daar's niks en niemand soos u nie. U is die enigste ware God. U is waarlik net genade in Jesus Christus, wat vir ons kom sterf het. En ons hardloop na u toe, Here. Ons sê, hier is ons, Here, 100%, met alles wat ons is. Ons wil net leef in en vanuit u genade. Ons wil as u kinders u gehoorsaam en u dien tot die eer van u naam. In u vind ons lewensdoel, ons lewensvreugde. Ons geniet die lewe, Here, want te midde van hartseer, te midde van swaar kry, te midde van gebrokenheid, want
Ons is in U hande. Dis U wat ons vashou. Dis U wat ons dra. Dis U wat ons lei. Ons bid hierdie gebed uit genade in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, die teenwoordig wees, die begeleiding, die troos van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.